Vriende, so kom ons by koffietyd nommer 101 en ons praat oor knope. Het jy al gesien dat die heel boonste knoop, wat hier by die kraag is, dat die knoopsgat is horisontaal. En dit het te doen met die feit dat dit baie weerstand moet kan hou. Dis sommer net so interessant, terwyl al die ander knoopsgate vertikaal is. Nou by die vorige geleentheid het ons gesê dat Christus is as het ware die knoop waarmee ons aan God vasverbind word. En toe het ons gesê dat hy verbind ons aan die Here deur middel van sy versoening wat hy bewerk het. Maar nou is daar ook verskillende knope wat ons aan Christus verbind. En ek het gesê dat ons gaan kyk na 'n paar van hierdie knope of 'n paar dissiplines om ons aan Jesus vas te bind. En so het ons gesê by die vorige geleentheid dat die heel eerste wat ons verbind aan Christus is om die woord te oordink. Om te dink oor die woord en te dink oor God self. Die tweede een is oor gebed. Nou ons het al baie gepraat oor gebed, maar is altyd nodig dat 'n mens opnuut sal dink oor gebed. Want gebed bring jou nader aan die hart van die Here. Ek lees in Jakobus 4, lees ek daar by vers 3. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. En daarom is opregte gebed baie belangrik. Dit beteken dat jy dan begeer dit wat God wil begeer. Dit beteken dat jy dan sal lief hê dit wat die Here lief het. Dit beteken dat jy dan sal wil wat God se wil is. En daarom was dit die lewenstyl van Jesus gewees om te bid. Om gedurig by die Vader te sit en te luister. En daarom is gebed nie net om te vra nie, maar gebed is om juis by God te luister. Om te vra wat hy wil hê in ons lewens. En daarom beteken dit dat ons met openhartigheid na hom toe kan kom. Dat ons met eerlikheid na hom toe kan kom. Dat ons hom kan vertrou. Maar nou is dit so dat 'n mens moet oppas vir 'n paar goed. Ek wil amper sê vir 'n paar mites. En die eerste is dat mense dink dat gebed is om net van God te vra. Om as dit ware jou trollie so tot voor hom te stoot en te sê, Here, pak net in en pak net in. Gebed se hoofdoel is om jou verhouding met die Here te versterk. Gebed se hoofdoel is eintlik om gemeenskap met God te kan hê. Die saam wees met die Here. Die tweede wat party mense verkeerd verstaan is dat hulle sê gebed moet altyd met worsteling gepaard gaan. Dis nie waar nie. Baie keer gaan dit gepaard met blydskap, met vreugde en met dankbaarheid oor dit wat die Here in ons lewe doen. Die derde is dat mense sê, maar as die Here weet wat ons wil bid, hoekom moet ons nog bid? Hy kan dit mos sommer net gee. En eintlik sê hy vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 9, dat ons is die Here se medewerkers. En as medewerkers kan ons dan vir God vra wat ons graag wil in ons lewe. Dis nie te sê hy gaan dit gee nie, maar die Here luister na ons. Die vierde wat baie belangrik is dat party mense sê, jy moet net eenmaal bid oor 'n saak. Want as jy 2 keer bid oor 'n saak, dan wys dit nou klein gelowigheid. En dis ook nie heeltemal waar nie. Want sien, gebed beteken om afhanklik van hom te wees. En hoe meer ons van die Here, al is dit vir dieselfde ding bid, dan wys dit net al hoe meer ons afhanklikheid van hom en ons begeerte dat hy ook in ons lewe sal intree. En daarom vir vandag mag jy ervaar dat gebed jou vasknoop aan die Here Jesus. En mag jy ervaar dat gebed vir jou en vir my verander. Groete.